Vanoggend het ons gesing, nee? Ons het die geleentheid geskep om die Here te aanbid, maar om die Here te aanbid was jou eie keuse. Of jy deelgeneem het in dit, is jou eie keuse. Dis jou eie besluit of jy gaan uitsing na die Here toe, of in die teenwoordigheid gaan teenwoordig eintlik wees. Die geleentheid was daar, die keuse bly ons in. En my broer en my sussie, dit is hoe ons Josef se lewe kan eintlik verduidelik. 'n Klomp dinge wat gebeur het met hierdie man, en keuses wat hy gemaak het deur hierdie tydperk. Want ons moet, kyk, as ek met oor Josef praat, dan kan ons eintlik vir ure praat. En ek gaan my bes te probeer, om nie vir ure te praat hê, gaan lekker vinnig gaan. Anyway, maar ons moet vinnig deur Josef se storie hardloop, want Josef was eintlik maar so 'n bietjie van 'n blue eye boy. Sy pa het hom gelike. Het hom so gelike, het vir hom so mooi jas gemaak. En Josef het hom gedra, hoor. Wat ek julle vertel? Josef was trots op daai ding. Ek laat my dink aan my maat eendag op skool toe koop sy vir my 'n leerbaadjie. Ek het daai leerbaadjie oral gedra. Dit was 40 grade. Boetie, die baadjie is aan, Ek het dit gelaf. Anyway, maar Josef het nou hierdie baadjie gekry en hy het al die drome gekry en allerlei dinge gebeur en sy broers, die Bybel sê, as gevolg van die feit dat Jakob so lief was vir Josef, het hulle hom gehaat. Hulle het nie van hom gehou nie. En dan was Josef ook al, hy was ook al ou wat hy het 'n droom gekry, en toe hardloop hy na sy broers toe en sê, het julle geweet die droom het gesê, julle gaan voor my buig, almal van julle, en die broers is askies, sê gou weer, anyway, en op 'n dag toe sê Jakob vir Josef, gaan bring vir my berig oor wat jou broers doen. En Josef sê toe, is reg, ek gaan snitch op die broers, maar snitches get stitches, anyway, en Josef is uit in die woestyn, in die plek in, en hy gaan soek sy broers, en hy kry sy broers, en sy broers sien hom aankom, die Bybel sê, hulle het hom gesien aankom van ver af, en hulle is so kwaad, hulle is so kwaad vir hom, dat hulle maak hierdie plan om te sê, ons gaan hom doodmaak. Ons vandag gaan ons hierdie ou doodmaak. En die een broer sê, ons kan hom nie doodmaak nie, kom ons kry daar 'n rand vir hom. Soos, come on, ons gooi hom in 'n put, kom ons verkoop hom, ons doen daai tipe dinge. En sy broers gooi hom in die put, en hulle verkoop hom, en hulle skeer sy klere, en hulle gaan sê vir Jakob, kyk, die wilde diere het jou seun verskeer. En dis hierdie oomblik, en ons is baie maklik om die storie te lees van Josef, en dan sit ons onsself in die skoene van Josef, om te dink aan hoeveel keer mense al verkeerd teenoor ons opgetree het, en wat mense al aan ons gedoen het, en daai tipe dinge. Maar ek wil jou vanoggend die vraag vra, was jy nog nooit die broers nie? Was jy dalk nog nooit in daai plekkie? En die vraag wat ek jou gevra is dit, was jy nog nooit jaloers nie? Het jy nog nooit jouself vergelyk met iemand anders nie? En het 'n plek uit van daai vergelyking, of van daai jaloesie, gereageer nie? Julle, die Bybel sê in 2 Korintiërs 10 vers 12 in die Engels, dan sê hy, when they measure themselves by themselves, and compare themselves with themselves, they are not wise. Ek hou van daai skrifgie, want dit leer my, dat wanneer ek begin vergelyk, dan is ek nie wys nie. Wanneer ek my seisoen met iemand anders se seisoen begin vergelyk, dan begin ek optree op 'n sekere manier, om iets voor te gee, wat ek nie voor geroep is om nou te doen nie. Het jy al ooit iets gedoen, om iets te bewys aan iemand anders te? Het jy ooit uit die plek van jaloesie uit gereageer? Of uit vergelyking uit 'n keuse gemaak, en 'n besluit gemaak? En wat gebeur is, dit bring jou net terug na 'n plek toe, waar jy eintlik slegter oor jouself voel. So ons kan baie maklik sê, ons is partykeer Josef, en dis die waarheid. Maar partykeer is ons ook die broers, wat uit jaloesie uit reageer. En ons moet oplet na dit, my boetie en my sussie. Ons moet oplet na dit. Want Josef word verkoop deur sy broers, maar dit was nou alles net verniet, Dit was aan een kant, ons nou terug op Josef, ons gaan nou daarop fokus. En Josef word verkoop deur sy broers, en hy gaan deur die dinge, hy gaan Egipte toe, en hy gaan werk in Potifar se huis, en Potifar se vrou, besluit toe sy hou van Josef, en sy probeer vir Josef gryp. Die Bybel sê, sy gryp vir Josef, en Josef hardloop weg, en hy los sy kleed agter. Hierdie vrou het 'n grip gehad, Sy grip hom, en hy hardloop, en hulle sê, dit sê reggie,
en hulle gooi hom in die tronk. En so word Josef in die tronk gegooi vir iets wat hy nie gedoen het nie. En hy's in die tronk en daar kom die mense in en hulle kry drome, 'n skinker en 'n bakker. En die skinker kom na hom toe en sê vir my, ek het hierdie droom gehad. Hy sê, dis great, weet jy wat gaan gebeur? Die Farao gaan jou oproep en jy gaan die posisie kry en jy gaan terugkom. En dit prys die Here. En die bakker sê, ek wil dit ook hoor. Wat sê my droom? Wat sê my droom, nê? En Josef sê, dis great. Oor 3 dae gaan hy inroep, maar hy gaan jou doodmaak. Soos, okay. Dit is crazy, nê? Soos die twee begoed. Anyway, en jy weet Josef lê die drome uit en hy sê vir die skinker, hy sê, moenie vir my vergeet nie. En hy vergeet toe van hom. Oeps. Vir 2 jaar bly Josef in die tronk vir iets wat hy nie gedoen het nie. En hy is in hierdie plek van sy lewe waar hy guns gevind het by sy pa, dat sy pa vir hom 'n jas gegee het. Hy word verkoop deur sy broers. Hy is in 'n vreemde huis waar hy aangekla word vir iets wat hy nie gedoen het nie. En nou vind hy homself in die tronk. En my boetie, maar Josef gaan deur al hierdie goed. En hy gaan deur al hierdie dinge. Tot op die punt waar ons in Genesis 50 kom, waar hy tweede in bevel is van die hele Egipte. En hy is in hierdie posisie van mag en krag en allerlei dinge. En alles wat met hom gebeur het, wat die Here toegelaat het hom gelei tot op die punt waar hy nou is. Waar hy kan staan in die roeping en die plan wat die Here vir hom gehad het. My boetie en my sussie, ek wil hê jy moet weet, dat maak nie saak waartoe jy gaan nie, die hand van die Here is nog steeds met jou. En hy lei jou. En hy druk jou in plekke in en hy vat jou uit plekke uit, sodat hy jou in die plek kan kry wat hy jou wil gebruik vir sy koninkryk. Want net so wat die Here saam met Josef was, is die Here saam met my en jou ook. Maar hy kom op hierdie punt in Genesis 50, en sy pa is nou net dood. Jakob is nou net oorlede. En Jakob het al die goed vir sy seuns gesê, in Genesis 49 en allerlei goed, hy al die goed gespreek oor hulle. En sy broers kom agter dat, jy weet, pa is dood. En hulle raak bang. Hulle raak bang dat Josef dalk nou gaan teen hulle draai, en hulle gaan vernietig. En die Bybel sê, in vers 16 tot 17, daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. U vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde. So moet julle vir Josef sê, ag vergewe tog die oortredings van jou broers en hulle sondes. Vergewe hulle. En dan sê die woord verder, en Josef het geween toe hulle met hom spreek. My boetie, my sussie, Josef het gehuil op die oomblik, van wat hulle vir hom gesê het, was nie die waarheid nie. Hulle het vir hom kom jok. Hulle het 'n storie opgemaak, om hom te probeer kry, dat hy net nie iets aan hulle sal doen nie. En Josef begin ween, want hy besef dat na al hierdie jare, het hulle nie enigstens verander nie. Na al hierdie jare, is hulle nog steeds besig om agterbaks te wees met hom. Is hulle nog steeds besig om te probeer manipuleer. En hulle kom voor met 'n leuen. En my boetie en my sussie, dis vir my so mooi, want in vers 18 dan sê die woord, en sy broers het ook selfs voor hom gaan neerval, en gesê, ons is die slawe. En ek lees dit hierdie week, en ek besef iets, dat hulle is slawe, maar hulle is nie Josef se slaaf nie. Hulle is 'n slaaf aan hulle verlede. Hulle is 'n slaaf aan die manier van dink van hulle verlede. Hulle het nooit gegroei nie. Hulle het nooit deur dit gegaan nie. Hulle het nooit toegelaat dat waardeur hulle gaan, hulle harte verander nie. En daarom, al die jare later in Genesis 50, dink hulle nog steeds dieselfde manier, as toe hulle gedink het toe hulle vir Josef in die put gegooi het. Want hulle het nooit vorentoe gegaan nie. My boetie en my sussie, partykeer moet ons oplet, en ons moet partykeer seker maak, dat ek en jy raak nie 'n slaaf van dinge wat al met ons gebeur het nie. Dat ons nie vasgevang bly in gebeurtenisse van jou lewe nie. Dat ons nooit vorentoe kan beweeg en nooit werklik tot verandering kan kom nie. Hierdie broers van Josef dink presies dieselfde en hulle raak 'n slaaf van hulle verlede. Nooit verander nie. En Josef begin huil en die Bybel sê in vers 19, hy sê vir hulle, moenie bevrees nie, want as ek in die plek van God.
Josef kom in hierdie oomblik en hy het al die mag in die wêreld om hierdie mense op sy plek, op hulle plek te sit. Hy is tweede in bevel, hy kan doen wat hy wil. Hy vra vir hulle, is ek in die plek van die Here? Is ek in die plek van dit? Baie keer hoe ek en jy oordeel gee aan mense, dan dink ons is baie keer in daai plek. Baie keer hoe ons oor goed praat, hoe ons in daai plek kom. Maar my boetie my sussie Josef sê hierso, ek is nie in die plek van die Here nie. Ek is nie daar nie. En dit breek sy hart om te dink dat sy broers dit nooit verander nie. Dat hulle jok nog steeds. Hulle probeer nog steeds hierdie dinge doen. En dan draai Josef en hy sê, ek is nie in die plek van God nie. Moenie bang wees nie, ek is nie daar nie. En dan sê hy in vers 20, so 'n mooi skrifgie, waar hy sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, sodat hy 'n volk aan die lewe te hou. Maar my boetie en my sussie, ek lees dit hierdie week en ek besef dat baie van ons haak vas voor die komma. Julle weet in hierdie oomblik van Josef se lewe in Genesis 50, is hy 56 jaar oud. Hy gaan leef tot 110. Hy kon die res van sy lewe spandeer het, om te verduidelik het wat met hom gebeur het. Hy kon die res van sy lewe gespandeer het, om vasgevang te gebly het, aan wat al met hom gebeur het, en in daai verlede gesit het. Voor die komma. Want julle het dit wel bedoel vir kwaad. En baie keer dan haak ons vas met dit. En ons hou aan 'n situasies in ons lewens speel. En ons hou aan foute speel. En ons hou aan keuses speel wat ek en jy gemaak het in die verlede. En ons bly in daai ding vasgevang en ons beweeg nie vorentoe nie. Maar my boetie en my sussie, ek wil hê jy moet weet dat daar is 'n woord net hierna wat sê maar God. Maar God het dit in goeie laat dink. Maar sien, wanneer ons voor die komma bly leef, dan kyk ons die heeltyd terug na dinge wat verkeerd gegaan het, na dinge waardeur ons gegaan het, en ons word gedefinieer deur dit, in plaas daarvan om gedefinieer te word deur wat God met dit kan doen, wat ons bly vasgevang. Die Bybel sê, Jesaja 43 vers 18, forget the former things, do not dwell on the past. Josef sit nie hier en sê dit het nie gebeur nie. En ek weet nie vir wie dit is volgende, maar ek wil vir jou dit sê. Ek staan nie hier vanoggend om. En hy sê, want julle het dit wel bedoel vir kwaad, maar God het dit in goeie gedink. God het dit in goeie gedink. My boetie en my sussie, ek wil hê jy moet weet dat wat ook al die vyand gestuur het om jou te vernietig, die Here kan dit omdraai. Want sy maniere is hoër as ons maniere. Sussie, dis maklik om in hierdie oomblik te dink dat die Here is nie met Josef nie. Maar as jy die storie gaan lees van Josef, dan gaan jy sien hoe dit herhaaldelik sê dat God was met Josef. God was met hom deur elke oomblik. Oral waar hy gegaan het, was die Here saam met hom. En my boetie, my sussie, dis hierso waar daai Psalm 23 vers 4 so na vore kom in my en jou se lewe, wat dit sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskare weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, dit vertroos my. Dit sê, wat met jou gebeur het nie gebeur, en ignore dit, en gaan dit aan nie, dis nie wat ek sê nie. Maar ek wil hê jy moet weet, dat wat ook al met jou gebeur het, hoef nie jou lewe te definieer nie. Daar is nog 'n hele lewe wat voor jou lê. Josef is net 56 jaar oud. Hy gaan nog 54 jaar lank lewe. Daar's nog lewe om te leef, my boetie en my sussie. Jy hoef nie vasgevang te bly in daai plek nie. Jy hoef nie vas te bly in daai keuses wat jy gemaak het nie. Ons kan vorentoe gaan. Ons kan deur dit kom. Maar ons moet ophou terugkyk en in daai verlede bly. Ons moet ophou daar vashou. Want die ding is, nou hou ons vas aan daai goed. En dit beïnvloed die manier hoe ons nou optree. Dit beïnvloed die keuses wat jy nou maak. Dit beïnvloed die manier hoe jy nou na jouself kyk. Hoe jy nou na situasies kyk. Dat dit toe nie uitgewerk nie, wat as dit sê, dit gaan hierdie keer anders te wees. Maar Josef draai hier storie. My boetie, my sussie, in hierdie oomblik van Josef se lewe, is dit maklik vir ons om van buite af te sê dat die Here het hom verlaat. Maar die woord sê die heeltyd God was met hom.
En dit is baie maklik vir my en vir jou om baie keer na 'n situasie in jou lewe te kyk en te dink die Here kan nie in hierdie saak wees nie. Maar al gaan jy deur die dal van doodskare sal hy nog steeds saam met jou wees. Al gaan jy deur die donkerste tyd, is die Here nog steeds met jou. Ek love die skrifgie van Hebreërs 13 vers 5 wat sê ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek love it. Ek love daai skrifgie want ek dink vir myself dit maak nie saak waarheen ons gaan nie. Die Here sal elke tree saam met ons wees. Net soos wat hy saam met Josef was.